Ons wonderlike Here Jesus. Wat 'n voorreg om voor U, die Almagtige, die werklik liefdevolle, te kan kom buig. En Here, dit is Sabbat. Hierdie spesiale tyd wat U afgesonder het, geheilig het, om saam met ons as U kinders te wees. Mag U ons harte nou vul met U heilige teenwoordigheid. Mag U bloed alle sondes in ons lewens wegdruk en skoon was. En dat U ons so sal aanraak, dat nie een van ons dieselfde hier sal uitgaan vandag nie. Ons bid dit in ons Jesus se kragtige naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Goed om U weer te sien. Ons het verlede week lekker kampvergadering gehad. Ek weet nie wie van U was nie daar nie, maar dit was werklik besonders. Ons het so geseënd gewees. Ek wil Sabbat was baie vol en alles. En ek wil net weer eens op U hart druk. Die volgende 2 Sabbate mag U nie mis nie. Is dit reg so? Ek dink ons gaan U wurg as U dit mis. Pierre Carducci is volgende Sabbat hier. Daai man is fenomenaal. Ons het hom 'n hele klompie jare terug gehad by kampvergadering. Hy kom uit Amerika uit. Hy kom uit die LGBT, ABC, daai groep uit. Kragtig tot bekering gekom en hy het 'n baie dinamiese aanbiedings oor hierdie dinge wat eintlik maar groot deel is van ons lewens vandag. So asseblief, nooi U vriende, bring almal, maar moet hom nie mis nie. U gaan verseker geseënd wees. En dan ook vir Walter Veit, professor, asseblief julle nooi U vriende. Dit gaan werklik iets besonders wees. Reg so? Asseblief moet dit nie mis nie. Ons wil U baie graag uitnooi. Kom laat blaai saam met my na Johannes 16 vers 7 en 8. Johannes 16 vers 7 en 8. Ek lees vir U uit die ou vertaling, 53 vertaling. En dit is Jesus wat hier praat. Dit gaan oor die laaste onderwysing aan sy disippels. En dan praat Jesus van die trooster. En dan sê hy in vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld, as hy kom, en dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Nou die verhaal word vertel van 'n priester, wat een oggend vroeg op 'n bankie by 'n busstop gesit het. En terwyl hy daar gesit het en vir die vroeë oggendbus wag, het daar skielik 'n man aangestrompel gekom en homself langs die priester neergeplons, sy koerant oopgemaak en in diep sy koerant begin te lees. Nou hy was duidelik nie in goeie geselskap die vorige nag gewees nie. Ek bedoel, hy was vuil, daar was so sterk drankreuk wat oor hom gehang het, sy hare was te mekaar, rooi lipstifie was hier so op sy nek gewees, en so 'n bottel brandewyn het nog so uit sy sak uitgesteek, waar nog so 'n bietjie oor was, en ja, hy het nou regtig nie goed gelyk nie, en terwyl hy die man hom so verdiep in die koerant, nou sit die priester daar, en hy kyk hierdie ou so aan, en hy dink, ja, hy sal nou iets moet sê. Kyk, jy kan ons nou nie so ding net laat verbygaan nie. En hy voel, hy moet net iets sê. En terwyl hy nog dink wat om te sê, toe draai hierdie ou skielik so na hom toe, na die priester toe, en hy sê, Vader, wat veroorsaak artritis? En dit was natuurlik net die geleentheid waarvoor die priester gewag het. En hy sê, my seun, artritis word veroorsaak deur 'n los en 'n losbandige lewe. Dit word geassosieer met laat nagte en goedkoop en slegte vrouens. Drank
en minagting van jou medemens. Dit word veroorsaak deur onhygiëniese gedrag en rondslaap met prostituie. Sjoe, sê die man, kan jy dit nou glo? En hy lees weer verder sy koerant. Maar natuurlik na so rukkie begin hierdie priester bietjie sleg voel dat hy hierdie man so hard aangevat het. Ek bedoel, hy ken nie eers die ou nie en nou vat hy hom sommer so aan en hy voel toe nou baie sleg. En hy dink toe, joh, wat, hy moet nou seker maar weer iets doen en hy stamp so bietjie aan die man en hy sê vir hom, "Skus tog my seun, ek het nie bedoel om so hard te wees nie. Sê vir my, hoe lank het jy nou al artritis?" "O nee," sê die man, "ek het nie artritis nie. Ek lees maar net hier in die koerant, dit sê die paus ly aan artritis." Maar weer eens net vir ons 'n goeie bewys, dat wanneer ons mense oordeel, kom dit altyd terug na onsself toe. Het jy dit al opgetel? Wanneer ons mense oordeel, kom dit altyd terug na onsself toe. Weet, ons is dan baie keer gou om ander mense se sondes op te som en uit te wys, maar hoe meer ons dit doen, hoe meer stel ons onsself eintlik baie keer maar net bloot. Of soos Romeine 2 vers 1 dit vir ons stel as dit sê, daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Jy weet, as ons kyk en ons sien al hierdie bose dinge in hierdie wêreld raak, weet, is ons baie gou om te sê, ja, ons bly in 'n bose wêreld. Stem jy saam? Ons bly in 'n bose wêreld. Ek bedoel, hierdie wêreld is siek. Ons is gou om hierdie wêreld te blameer en vinger te wys na al die bose dinge wat gebeur. Maar kyk ons werklik ooit na onsself? Kyk ons ooit na onsself? Ja, ons is deel van 'n siek wêreld, maar die werklike vraag wat tel is, hoe siek is my eie lewe? Hoe siek is my eie lewe? Hoe deel is my lewe van hierdie siek samelewing waarin ons leef? En hoe maklik wil ons onsself regverdig deur die wêreld se sondes uit te wys, terwyl die wêreld in werklikheid gereed staan om ons geheime sondes uit te wys. En Jesus in sy woord leer ons dat die Christelike lewe begin waar? Waar begin die Christelike lewe? Hier, by myself. Voor ek ander mense met Jesus meet, het ek eers nodig om myself met Jesus te meet. Jy weet, ons grootste gevaar is wanneer ons dink, alles is reg in ons eie oë, alles is reg in ons eie lewens, maar dan met sonde in ons lewens onkant gevang word. Jy dink alles is reg, maar hier binne is dit nie. Ons skriflesing, Johannes 16 vers 8 sê vir ons, en as hy kom, verwysend na die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou, Jesus beloof hier om die Heilige Gees na ons te stuur en let daarop. Die heel eerste doel wat die Heilige Gees in ons lewens wil bewerk, is wat? Is om ons te oortuig van die sonde in ons eie lewens. Ons ware toestand uit te wys. Die Heilige Gees se doel is nie so seer om ander mense se sondes vir ons te openbaar nie, maar om ons te oortuig van ons eie sondes. Hierdie dingetjies wat in ons eie lewens, ons eie harte skuil. Met ander woorde, hoe meer die Heilige Gees deel word van ons lewens, hoe meer
tyd sal ons op ons knieë spandeer in belydenis en berou. Hoe meer die Heilige Gees deel van my lewe word, hoe meer sal ek besef, hoe donker is my eie hart. Hoe donker is my eie hart. Jy weet, ons bring baie keer mense na die Here toe in gebed. Ons bid baie keer vir mense, en veral vir ons geliefdes. Ek wil ons bid graag vir ons eggenoot en ons families en ons kinders en alles. En dis reg so, dis goed so. Maar weet jy, die persoon wat ons baie keer die nodigste het om heel eerste na God toe te bring, is onsself. Is onsself. Ek sê nie dat ons gebede self gesentreerd moet raak nie, maar dink net, dit is onvanpas in ons gebedslewe om te bid dat God alles en almal moet verander, behalwe onsself. Die doel van die Heilige Gees is juis om ons te oortuig van ons sondes, ons ware toestand uit te wys, elke dag, sodat ons daarmee na Jesus toe kan gaan, om ons te verander. Ja, die ander persoon moet dalk verander, maar verandering begin by my. Dit begin by my. Dis ons lewens wat die grootste behoefte het om verander te word, en ook ons lewens wat die Heilige Gees die graagste wil verander. En het ons nie in hierdie lewe werklik behoefte aan die Heilige Gees soos nog nooit voorheen nie. Ek bedoel, daar is soveel aanslae in hierdie wêreld teen ons, dat die Heilige Gees as die Heilige Gees ons nie vashou nie, ek bedoel, sal ons net nooit staande kan bly nie. Ek dink baie keer by myself, wat sou ons gedoen het, as Jesus nooit die Heilige Gees vir ons gestuur het nie? Wat sou ons gedoen het as daar nie 'n Heilige Gees was nie? Maar tragies kan die antwoord tog gesien word, eerstens in my eie lewe, maar ook in miljoene mense se lewens vandag, wanneer ons die Heilige Gees se pleitstem in ons lewens ignoreer en maak of hy nie bestaan nie. O ja, ons het godsdiens, ons kom kerk toe, ons bid, maar tog, hoe baie keer lewe ons sulke gemaklike lewens saam met sonde. Hoe baie keer lewe ons gemaklike lewens saam met sonde, of sekere sondes in ons lewens. Weet, sonde het al so deel van ons samelewing geword, dat ons dit ewig geland aanvaar. Ek bedoel, dis maar nie die lewe, sê hulle. Ek bedoel, almal doen dit, so dit kan ons nou nie eintlik meer verkeerd wees nie. Maar tog sê Jesus vir ons baie duidelik, dat die heel eerste werk van die Heilige Gees is om ons te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So wanneer ek en jy my eie sondes regverdig en so mooi weg en reg redeneer, wie stoot ons in werklikheid uit ons lewens uit? Ons grootste gevaar is wanneer ons dink alles is reg, om dan maar net met sonde in ons eie lewens onkant gevang te word. Jy weet, Richard Ouphil vertel baie keer die verhaal van die sendeling in Afrika, wat so op sy roetes, weet, van die een dorpie na die ander, altyd 'n geweer saamgedra het, soos hy geloop het. Jy weet, ek weet nie of jy al die storie gehoor het nie, maar die sendeling het maar altyd die geweer saamgedra. Hy kon glad nie skiet nie. Hy het nog nooit in sy hele lewe 'n geweer afgevuur nie. Maar dis maar wat sendeling in Afrika doen, so hy dra ook maar altyd die geweer saam met hom hier in Afrika. En eendag op een van sy roetes na die een dorpie toe hy so om 'n draai kom, toe loop hy hom vas in 'n groot leeumannetjie wat gereed staan om hom te bestorm. Joh, en hy skrik en hy het die geweer af en hy probeer en hy skiet net mooi toe die leeu so bestorm en spring. Maar hy kan nie skiet nie. Met die gevolg,
Hy skiet toe ver mis. Maar gelukkig vir hom, spring hierdie leeu so hard en so hoog, dat die leeu bo oor hom spring. En toe die leeu aan die ander kant so land, toe spring hierdie ou op en hy hardloop vir al wat hy werd is. Gelukkig maak hy dit net betyds tot die volgende dorpie. En en hy is so bly, maar hy sê vir homself, weet jy wat? Ek dra 'n geweer saam met my. Ek is so dom en ek kan nie eens skiet nie, man. Dis tyd dat ek plan maak. En hy gaan soek daar, hy kry toe 'n ou blik en hy gaan sit hom daar teen 'n boom vas en hy gaan staan so 'n entjie terug, so plus minus so ver as wat die leeu van hom af was toe die leeu gespring het en nou probeer hy skiet en hy skiet, maar natuurlik hy kan nie skiet nie, so dis ver mis. Maar hy probeer weer en hy skiet, maar is mis. Maar as jy weet hoe werk dit, so met die oefenry raak hy dan beter, kom hy hierdie geweer kan hy nou die gevoel kry en dinge begin beter gaan en na ruk kry hy dit selfs reg om hy blik so bietjie hier in die kant te raak te skiet. Ja, en jy weet mos hoe, wat doen dit aan 'n mens as jy nou bietjie beter begin skiet? En hy begin so goed voel oor homself en hy sê, wag, dat ek weer daai leeu kry. Dan sal ek hom bietjie wys wie's baas. Maar soos wat hy oefen, hoor hy elke keer daar ietsie tussen die bosse. Dan skiet hy, dan hoor hy ietsie. En dan skiet hy, en dan hoor hy ietsie. Ja, ek weet nie. Later besef hy dat hy gaan kyk, en hy gaan kyk en hy so deur die takke, en toe die takke so wegvat, hier sit daai einste groot leeu, besig om korter spronge te oefen. En is dit nie maar hoe dit in hierdie ou lewe werk nie? Die oomblik, wanneer ons dink, ons het vordering gemaak in ons stryd teen die sonde, of ook het 'n sekere tipe sonde oorwin, op daai oomblik, wil ek vir u sê, oefen Satan alreeds korter spronge, om u op 'n ander manier te vang. Die oomblik as jy dink, jy is sterk, dan kom hy net met 'n ander kant. En daarom het ons so nodig, om werklik die Heilige Gees deel van ons lewens te hê, sodat hy elke dag ons harte kan bloot lê, en ons kan sien waar kom ons kort, en hoe nodig ons Jesus se vergifnis in ons lewens het. Die boek, Die Konings van die Eeue, sê vir ons, wie versuim om hulle gedurende afhanklikheid van God te besef, sal deur versoekings oorweldig word. Die Satan smee planne om ons aangebore en aangeleerde karaktertrekke uit te byt en ons oë te verblind vir ons eie behoeftes en tekortkominge. Ons kan veilig wandel alleenlik as ons eie swakheid besef en die oog voortdurend op Jesus gefestig hou. Slegs op Jesus gefestig hou. Want jy sien, die oomblik wanneer ons dink ons is sterk, is gewoonlik die tyd wanneer Satan korter spronge oefen om ons onkant te vang. Maar wanneer ons werklik die Heilige Gees toelaat om ons harte bloot te lê, elke dag bloot te lê, sal ons in werklikheid klein word voor die Here Jesus en op sy krag vertrou in ons lewens. Jy weet, 'n wonderlike gedeelte in die Bybel vir my is die gebeurtenis in Johannes 8, waar die skrifgeleerders en die fariseërs 'n vrou wat in egbreek betrap was, na Jesus toe gebring het. En natuurlik wou hulle die situasie uitbuit om Jesus in ongunst te bring, maar tog aan die ander kant, hierdie vrou was skuldig. Hierdie vrou was skuldig, ek bedoel in die daad gevang. En nou staan sy die oordeel in die gesig. En dit is nogal verbasend. Hoe vinnig mense kan saam staan om iemand te oordeel wat in sonde of met sonde uitgevang is, terwyl hulle self skuldig is aan daai sondes. Terwyl hulle eie sondes baie keer
en dieselfde sondes ignoreer in hulle lewens. En die evangelie van Johannes vertel ons, dat te midde van al hierdie beskuldigings en aanhitsings, doen Jesus iets merkwaardig. Hy buig af, en met sy vinger begin hy op die grond te skrywe, so tussen die stof te skrywe. Hulle hou aan, en Jesus sê vir hulle, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En hy buig weer af, en hy skryf verder op die grond. Nou, Ellen White vertel vir ons, dat Jesus in werklikheid, hulle sondes, hulle hartsgeheime sondes, daar in die stof neergeskryf het. En soos wat hulle eie sondes gelees het, het hulle eie sondigheid besef, maar Jesus ken dit. En hulle het skaam gekry, en hulle het weggeloop. Hulle het weggevlug van Jesus af. Let wel, hulle het weggeloop van Jesus af. Sondaars het gewoonlik na Jesus toe gekom, maar selfgeregverdige sondaars het weggehardloop, want hulle wou nie ontbloot word nie. Jy sien, wanneer jy en ek in ons sondes ontbloot word, wanneer die Heilige Gees jou in jou sondige naaktheid voor Jesus bring, lei dit gewoonlik tot 2 reaksies. 1, jy begin jouself regverdig, jy begin om ander te blameer, jy begin verskoning soek vir jou sondes, jy kry skaam, en jy begin Jesus vermy, jy loop weg van hom af, jy hardloop weg van hom af. Of 2, jy besef jou eie hart, jy besef jy skuldig, en jy bely voor Jesus, en jy sê, o Here, ek is skuldig, ek is jammer, ek is skuldig. En dit is wat hierdie vrou gedoen het. Sy het in haar sondige naaktheid ontbloot voor Jesus gebly, selfs toe geen een van haar beskuldigers oorgebly het nie. Sy het geweet, sy is 100% skuldig. Sy het niemand blameer nie. Sy het geen verskoning gesoek nie, of haarself probeer regverdig nie. Met haar sondes ontbloot en 'n hart vol berou, 'n hart wat gesê het, ek is jammer, het sy voor Jesus gelê. En hoe weet ek dit? Want kyk hoe reageer Jesus teenoor haar. Vers 11 sê vir ons, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En dink daaraan, van hulle almal daai dag, die vrou wat deur die skrifgeleerdes en die fariseërs aangekla was, en die mense wat deur hulle eie sondes vanuit die stof wat Jesus geskryf het aangekla was dit slegs hierdie vrou wat ten volle geregverdig huis toe gegaan het. En dit is wat die Heilige Gees elke dag smag om in jou en my lewe te doen, as ons hom net toelaat. Om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Om ons lewens in ons eie sondige naaktheid aan onsself te openbaar. Nie om ons te verneder of van ons 'n bespotting te maak nie, maar juis om ons 'n geleentheid te gee om te erken en te bely, te sê, ek is jammer. En dan 'n nuwe mens huis toe te kan gaan. Weet, ons bid veral in hierdie tye wat ons leef vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons bid baie keer daarvoor, vir die uitstorting van die Heilige Gees. En die eerste ding wat die Heilige Gees juis wil doen,
leer die Bybelskrif ons, is om ons te oortuig van my eie sondes. Nou as daar sekere dingetjies in ons lewens is, wat ons nie wil laat gaan nie. Jy weet waarvan ek bedoel. Daai dingetjies wat ek so lief is voor, so vashou. As ek dit nie wil laat gaan nie, dan kan ek nie werklik hierdie gebed bid nie. Want jy sien, as jy nooit werklik tot 'n besef van jou sondes gebring wil word nie, sal jy ook nooit jou volle sondige omvang besef nie. En dan sal jy dit ook nooit werklik bely nie. En wanneer ons dink ons is goed, dink ons ook baie keer ons verdien wat Jesus ons bied. Maar wanneer die Heilige Gees ons tot die ware besef bring van wie en wat ons werklik is, besef ons ook dat wat ons ontvang maar net genade is. Dis nie wat ek verdien nie. Dis net genade wat Jesus my gee. John Steinbeck in sy boek Sweet Thursday vertel die verhaal van 'n jong prostituut met die naam van Susie. Sy het in 'n bordeel gewerk wat bestuur was deur 'n sogenaamde Madame Fonna. Nou Madame Fonna, alhoewel sy die bordeel besit en bestuur het tog diep in haar 'n goeie kant gehad. En vir een of ander rede het sy baie van Susie begin hou en wou sy haar graag help. En so het sy op 'n dag vir Susie 'n spesiale afspraak gereël, sodat sy ook iemand spesiaal in haar eie lewe kon ontmoet en net weer bietjie haar menswaardigheid kon terugkry. Maar hierdie keer met 'n regte man en nie 'n kliënt nie. Sy het vir Susie 'n mooi rok gekoop en haar gehelp om alles reg te kry vir die aand. En net voor haar vertrek het Susie, aangeraak deur Madame Fonna se liefde en vriendelikheid vir haar gesê, jy het so baie vir my gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Ja, daar is iets wat jy vir my kan doen, het die ou dame gesê. Sê agter my aan, ek is Susie en niemand anders nie. Ek is Susie en niemand anders nie, herhaal sy dit. Nou, sê, ek is Susie en ek is iemand besonders. Ek is Susie, begin sy, en ek is iemand, en daar begin sy te huil. Voor sy die woord besonders kan uitkry, want sy het geweet wie sy is. Sy het geweet wie sy werklik was. En weet u, God wil hê dat u en ek dit ook moet sê in ons lewens. Want in God se oë is u elkeen, is jy werklik besonders en spesiaal. Maak nie saak wie en wat ons is nie. Maak nie saak wat ons gedoen het, van waar af ons kom nie. Maak nie saak watter agterpaai jy dalk geloop het nie. En dit is juis omdat Jesus omgee. Hy lief is vir ons, dat hy die Heilige Gees na ons toe gestuur het, om ons te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nie omdat hy ons wil verneder nie. Nie omdat hy ons wil blootstel en ons wil veroordeel nie. Maar juis, omdat hy jou wil red. En baie van ons het dalk al so die Heilige Gees se pleitstem in sekere aspekte van ons lewens doodgedruk, deur ons sondes weg en reg te redeneer, dat ons hom nie eens meer hoor nie. En dalk het ons baie nodig om weer vir 'n slag net op ons knieë na God toe te gaan en die Heilige Gees te vra om ons
ons sondes, daai dinge waaraan ons so vashou, in sy volle naaktheid aan ons te openbaar, sodat ons voor Jesus kan neerval en net kan sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Het ons dit nie nodig nie? Het ons dit nie so nodig nie? Amen. Onse Here Jesus, dankie vir u groot genade in ons lewens. Here, dankie dat u, nadat u vir ons gesterf het, die volle prys betaal het, en nadat u opgevaar het na die hemel toe, die Heilige Gees na ons toe gestuur het, om ons godsdiens prakties en opreg te maak, deur ons harte te kom verander. En Jesus, ons is so skuldig in ons eie lewens, dat ons toegelaat het, dat die sonde so deel van ons lewens word, dat ons nie eens die erns meer daarvan besef nie. En liefdevolle Heilige Gees, in Jesus se kragtige naam wil ons vra dat u asseblief weer eens nou ons elkeen se hart kom vul. Here, dat u elkeen van ons se harte sal kom oopbreek vir onsself. Hierdie skille wat ons so opgebou het, dat u dit sal kom wegbreek en ons harte sal ontbloot, dat ons eie swart en sondigheid sal kan raak sien. Nie ander mense se nie, maar my eie. En dat ons voor u sal neerval en sal toelaat dat u liefdevolle Heilige Gees ons harte sal breek, sodat ons alles vir Jesus sal gee. Ons het u so nodig en ons vra dat u ons nou sal vul. En ons bid dit in Jesus, ons Jesus, se wonderlike naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen.